Julle almal het 'n klippie by die deur gekry. Ek hoop almal het 'n klippie gekry by die deur. Ek wil hê jy moet hou hom net by jou. Hou hom. Jy gaan hom nodig hê. Ek het al myne iewers hier. Ek wil vanaand, soos ek sê, ons gaan soos wegspring, dadelik. Ek het baie om te sê. Ons almal het klippe in ons lewe. Elke liewe een van ons. Niemand kan vir my sê, hy het nie 'n klip in sy lewe nie. En ek wil gou vir julle sê, die klippe in ons lewe kan wees seer, woede, teleurstelling, skuld waarmee jy sit, vrees, woede, onvergewensgesindheid, jou huwelik, wat nie wil werk nie, jy het nou hoeveel keer gevra, dit wil net nie, en bekommernis en vrees, en al die dinge, verwerping, ek kan eers sê hoeveel vrouens sit met daai ding, verwerping, van klein, groot, regdeur. So as jy vanaand nie vir my sit en vir my sê, jy het nie 'n klip in jou lewe nie, wil ek vir jou sê, jy lieg. Plein weg, ongelukkig. Ons almal sit met 'n klip in ons lewe. En ek gaan vanaand wegspring, ek wil oor 2 insidente, of 2 in die Bybel praat, waar klippe voorkom. En die eerste een is, wat ons almal ken, is Dawid en Goliat. Dis die bekendste een, as jy nou dink aan klip, dan kom hy sommer op vanself. En die ander een is, die vrou, wat gelê het, hulle het haar gesleep, die gemeenskap het haar gesleep, daar gelê, in 'n hoopie, en hulle het besluit om haar te stenig, want sy was nie 'n goeie vrou nie. Dit wat sy gedoen het, was nie goed nie. En God het gekom en God het gesê, ons kom daarby. So ek wil vanaand vir jou kom vra. Hier's 2 scenario's. Goliat, groot, en hierdie vrou, wat lê, plat. En 'n klip was die enigste verskil tussen die 2. Dawid het 5 opgetel. Maar God het nie 5 nodig gehad nie. God het net 1 nodig gehad. En Dawid het daai klip gevat, en hy het hom gegooi na 'n reus toe, wat baie groter as hy was, en baie sterker. Maar Dawid het iets anders gehad, wat agter hom staan, wat groter en sterker was, as die reus. En Dawid het sy klip gevat, en hy het hom gegooi, na sy probleem toe, en hy het hom oorwin. En aan die ander kant, het mense besluit, dat die vrou, wat hier lê, gestenig moet word, wat sy gedoen het. En dat hulle het hulle klippe opgetel, en besluit, hulle gaan haar stenig, vir wat sy gedoen het. En God het gekom, God het gesê, nee. En God het gesê, die een wat sonder sonde is, tel die eerste klip op en gooi. En dis asof ek die prentjie al kan sien in my kop. God wat so afbuk, so by jou kom sit en sê, I dare you, gooi die eerste klip. Ek daag jou uit. En niemand kon nie. Ek wil vanaand vir jou kom vra. Jy sit met jou klip in jou hand. Wat is jy besig om te doen met jou klip? Is jy besig om jou reus te oorwin met jou klip? Of is jy besig om mense te stenig? Is jy besig om moeilikheid te maak met jou klip? Is jy besig om iemand anders se struggle te wees? Jy het die klip in jou hand vanaand. Wat gaan jy met hom doen? Jy sien ons klippe wat ons by ons het, wat ons mee dra, wat ons mee loop, wat ons vashou,
wat ons al vir jare dra. Daai seer, daai verwerping. Okay, ek's nie goed genoeg nie, ek sien sy kuier saam met daai, sy kuier nie saam met my nie. Goed. Gooi ons klip, daai verwerping kom terug. Ek sien die Here het vir haar nog 'n babatjie gegee, ek het gevra vir nog een, ek het net vir een gevra. Lyk my ek is nie goed genoeg nie, lyk my die Here hoor nie as ek bid nie. Daai seer kom op. Wees besig om klippe te gooi. Wees om klippe te gooi. Daai seer wat jy mee loop, daai klippie wat jy aan vasklou, moet ons baie keer pas op, dat jy nie iemand anders laat struikel nie, oor jou klip. Jy sien, want mense hou ons dop, mense kyk vir ons. Mense wag eintlik dat Christene moet foute maak. Hulle wag dat jy moet struikel. Nou loop jy met daai klip, en nou gooi jy hom. En dan veroorsaak jy iemand se struikel. Ek tog nou, hulle het nou, sy gaan nou kerk toe, en sy bid nou, en ons maar, kyk nou, kyk hoe praat sy, kyk hoe maak sy. As sy nou in die moeilikheid is, dan is dit nou wat sy doen. Is dit nou waartoe sy gaan. En jy veroorsaak 'n struggle vir iemand anders, wat dalk daai klip nodig gehad het, wat moes gered het. Die klip wat jy moes gegooi het, om jou Goliat te oorwin, om daai persoon te wen. Ek wil gou vanaand vir julle 'n storie vertel, van as jy iemand anders laat struggle. Ek en Alex het, daar was 'n pastoor en sy vrou in Johannesburg. En hulle, die oom en tannie was ook 'n pastoor en sy vrou, en ons het maar baie saam gekuier, en sy het maar hulle het vir ons leidinge gegee, en ons het maar saam met hulle gekuier, en ons het verskriklik close met hulle geword. En ek het toe nou so verskriklik lief vir haar geword, en sy het so deel van my lewe geword, dat ek het haar toe nou Ma Lois begin noem. Sy word toe vir my soos 'n ma. My eie ma was baie ver, en ek kon nie altyd by haar wees nie, en ek het nie altyd geweet wat om te doen nie, veral met die gemeente, en alles, en so Ma Lois kom toe in my lewe in. En ek is Pa Kobus en Ma Lois. En sy vertel toe die een dag die storie. Sy het haar dogter op 16 verloor. Hulle het net 2 kinders. Haar dogter het 'n vriend ontmoet, en sy is toe nou verlief en verlore, en al die dinge. En sy gaan toe vir die eerste keer om die ouers te ontmoet. En daardie aand gaan kuier sy saam met hom by haar ouers, en ontmoet, en 2 blokke van die huis af, toe verongeluk hulle. En sy is toe, dit is toe baie ernstig, en hulle bel toe vir Ma Lois en Pa Kobus, en sê, julle dogter was in 'n ongeluk, julle sal moet kom, dis baie ernstig. Hulle kom by die hospitaal, en hulle toe alles gedoen, en operasies, en al die dinge. En sy is toe gestabiliseer, alles is reg, en alles lyk toe goed. En Ma Lois sê die aand, staan sy by haar, en sy sê vir hulle, sy ruik vis. Sy verstaan nie hoekom ruik sy vis nie. Haar dogter haat vis. Sy sal nie eers in 'n plek stap wat soos vis ruik nie. En haar vriend het toe oorleef. Daar's toe nie baie ernstig nie. En hy sê toe net, maar my ma het vir ons vis gemaak die aand om te eet. Sy sê, okay, dis vreemd. Sy sê, ja, maar sy het die vis geëet, alles. En hulle sê toe, nee, maar hulle gaan nou haar hare was en bad en alles. En iets het toe skeef geloop daar tydens dit, en deur die nag toe draai haar die hele situasie. Maar Ma Lois, hulle is toe huis toe, en hulle is rustig, en hulle sê toe, sy is nie uitgevaar uit nie, maar en Ma Lois, Pa Kobus se kollega wat saam in die gemeente is, sê toe, die pastoor sê toe, okay, nee goed, dit is hulle toestand. Hulle laat weet al die selgroepe, al die biduurs, al die intercessors, almal, al die familie, almal.
Die pastoor gaan kerk toe, hy gaan kniel, hy vas, hy bid, hy doen alles. En hy tree in vir haar, vir hierdie dogter. En hy is soos, hy het woord, sy gaan leef. Dit is net amazing, en hy is opgewonde in die hele gemeente, en hulle WhatsApp, en alles. En daardie volgende oggend, laat weet hulle vir Marloes, sy het dit nie gemaak nie, sy is oorlede. Julle en toe Paul Kobus die pastoor moet bel en sê, sy het dit nie gemaak nie. Paul Kobus sê hy het die foon net neergesit en dit het hom gebreek. Dit het hom gebreek. En Paul Kobus praat toe 'n paar dae later met hom. Toe sê hy skies, maar hy is nie op 'n goeie plek nie. Hy kan nie eintlik met hulle praat nie. Hy gaan nie preek nie. Hy onttrek van die gemeente vir 'n hele lang ruk. Hy is nie nou op 'n goeie plek nie. En hulle, dis toe begrafnis en al daai dinge. En na die begrafnis, toe sê Marloes en Paul Kobus, maar toe gaan hulle na hom eendag toe, hulle gaan drink koffie by hom. En hulle vra, wat is dit? Hoekom tref hierdie ding jou so hard? Toe sê hy, ek het vasgeglo. Ek het geglo dat ek glo, dat ek glo. Ek het gebid, ek het gevas, almal het saam gebid. Ons was in eenheid. Dit het goed gegaan met haar. Sy was stabiel. Hoekom het die Here haar kom haal? Vir watter rede? Want nou sit ek met skaar. Ek sit met vrae. Hoekom het God haar gevat? En hulle sê, ons weet nie, dis ons kind. Wat kan ons sê? Ons wil haar ook nie verloor het nie. Een maand of 'n paar weke later, toe bel die pastoor. En hy sê, ek wil julle kom sien. Hulle sê, asseblief, kom. En hy sit in hulle sitkamer. En dit was hierdie verskriklike, hulle sê, wat gaan aan? Wat is dit? Hy sê, die Here was by my in my droom. Hulle sê, okay, maar hy sê, die Here het my vraag kom beantwoord. En natuurlik, ek as 'n ma sal weet, okay, sê vir my, ek wil ook weet, sê vir my, wat is dit? Hy sê, hy het gedroom, en die Here het so duidelik, soos daglig by hom gesit. En hy het gesê, hoekom Here? Hoekom het U vir Eunice gevat? Sy was 16. Hy sê, weet jy wat antwoord die Here my? Hy sê, die Here sê, dit was nie net my keuse nie. Ek het die keuse vir haar gegee. Daai aand in die hospitaalbed, het ek haar gevra, wat wil jy hê? En sy het hom gekies. Imagine, as my kind besluit, ek gaan eerder na my pa toe. En hy het dit gesê, ek het vrede. Ek het vrede. Dit was haar keuse. Sy het nie kans sien vir 'n gebroke wêreld nie. Jy sien. Maar Lois en Paul Kobus se struggle het 'n pastoor se struggle geword. En hy het gewonder. En hy het begin vra en klippe gooi. En sê, my Here, U het gesê U is daar. U het gesê as ek vra, sal U antwoord. U het gesê U sal dit vir ons doen. Waar was U? Waar was U? En die Here het gekom en gesê,
Laat sak jou klip. Laat val jou klip. Daar was 'n doel. En jy sien hoeveel keer vra ons vir God, waar was God? Waar was God? Wie het al gevra, waar was God? Julle almal jok. Ons almal het al gevra, waar was God? Ons sien ons vergeet. Die Here is besig met die reis. En jy besef dit nie eers nie. Moenie dat daai klippe wat jy dra, iemand anders se struggle word nie. Moenie die vrese wat jy het, gebruik om klippe te gooi nie. Moenie die verwerping wat jy beleef het as kind, as baba, as volwassene, moenie dit gebruik om iemand te stenig nie. Gooi dit na jou reus toe. Jy sien, daar's 'n God wat voor hierdie vrou gaan staan het en gesê het, nie vandag nie. Nie vandag nie. Daar's 'n God wat gesê het, daai klip sal nie haar tref vandag nie. En ek sien in my geestesoog hoe God voor haar staan met sy hand so groot oop. En sê, don't do it. Don't do it. This is my daughter that I deeply love. I made her. And even though she has mistakes, and even though she was lost, she's mine. Don't do it. Don't do it. En ek wil vir jou sê, nie jou klippe gooi nie. Want daar's 'n God wat staan en sê, don't do it. I love them. Daai persoon wat jy nie wil vergewe nie, wat jou so seer gemaak het, wat jou so te nagekom het. Daai persoon wat jy sê, Here, net 'n bietjie revenge, net 'n bietjie. God sê, don't do it. I love them. They are mine. En so staan die Here aan die ander kant en sê, daai reus is my probleem. Vat net jou klip en vat oorwinning. Ek sal jou reus, sal ek oorwin. Maar moenie jou klip gooi nie. Moenie iemand stenig nie. Because I love them. They are mine. En elke keer wat iemand jou seer maak, dink net daaraan, God staan hier. God is by jou. God's agter jou, God's voor jou. En hy druk sy hand so voor daai persoon in. En hy sê, not today. Not today. Elke keer as jy voel, iets is te groot, iets is te veel, dink net daaraan, God sê, don't do it. Don't do it. Daai klip is vir iets anders bedoel. Daai klip is bedoel om jou reus te wen. Oh, dit is in my tyd. Jy sien die ander ding wat met 'n klip gebeur, is 'n altaar. En God sê, bring al die klippe, verwerping, seer, vrese, bring dit. Ons bou 'n altaar. En ons gee dit vir God. Ons gee dit net vir God.
Ek wil afsluit met 'n storie wat ek gehoor het. En die storie het my ongelooflik diep geraak. En ek hoop dit beteken iets vanaand vir jou. Daar was een keer 'n boetie en 'n sussie. Klein. En die vakansie het mamma gesê, ons gaan by oupa en ouma op die plaas kuier. Baie opgewonde, skrikkelik. Kom op die plaas die dag en ouma is daar en ouma is soos, hoorie, ouma is so bly julle is hierso. Jo, ouma is so bly. Ja, ouma, ons is ook bly en opgewonde en wat alles gaan hulle doen en gaan lekker tyd wees. En ouma sê, julle moet asseblief onthou, dis kuikentjie tyd. Daar's baie kuikentjies wat uitgebroei het, so asseblief, ouma vra mooi, werk mooi met hulle, wees versigtig. Ja, ouma, ons sal beloof, ouma, ons beloof. Uit by die deur, kan nie wag nie, daar gaan hulle soos kinders sal doen, hulle gaan speel. En in by die hok, en hulle sit om, en die kuikentjies hardloop, en dit is net 'n tjip, 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 al rondom hulle, en dit is vir hulle so cute, en dit is so oulik, en sussie tel een van die kuikentjies op, en sy speel, en sy kyk, en sy vryf, en soos 'n regte ou dogtertjie, met 'n poppie, 'n moederlike instinkt, vat sy die kuikentjie, en sy wil net vir hom wys hoe lief sy vir hom is, en sy druk hom styf teen haar bors vas, en sy druk hom dood. En Boetie sê, ek gaan vir ouma sê, jy het die kuikend doodgemaak. Sy sê, moenie vir ouma sê nie, asseblief moenie vir ouma sê nie. Ek vra jou baie moenie vir ouma sê nie. Ek sal enigiets doen. Moet net nie vir ouma sê nie. Jy sien, sy het verskriklik lief vir ouma. Hy sê, okay, dan wil ek nie skorrelgoed was nie, en ek wil ook nie tafeldek nie. Sy sê, is reg Boetie, enigiets. Ek moet net nie vir ouma sê nie. Hy sê, goed, is reg. Twee gaan huis toe, dis badtyd en alles, en ouma sê, goed, raait julle sal nou maar gou moet kom help, die ete is amper klaar, ons moet gou die tafel dek. Sê, ouma, Boetie hoef nie vanaand tafel te dek nie. Ek wil so graag vir ouma help. Dit is vir my so lekker. Ouma sê, goed, okay, is reg, dankie. Sy sê, dek die tafel. Na ete sê ouma, goed, dit is tyd om nou skoon te maak. Ons gaan nou, gou, julle gaan help, bietjie afdroog en alles. Sy sê, ouma, dit is my so lekker hier so, ouma. Ag, Boetie speel nou so lekker. Ouma, los hom, ouma, laat hy speel, ek sal vir ouma help. Ouma sê, goed, dankie sussie, jy is so behulpsaam, baie dankie. Julle en so gaan dit die volgende dag, en die dag daarna, en sussie dek, en sussie was, en so gaan dit aan. Nie by dag 3, sê oupa, julle, vandag wil ek julle met die trekker vat, ons gaan daar in die lande ingaan, en ek wil julle klomp goed gaan wys, en ja, dit gaan lekker wees. Sussie sê, tafel moet gedek raak. Boetie sê, bye! Boetie gaan saam. Sê, ouma, ek sal dek vandag, ek is nie lus om trekker te ry nie. So right, ouma, is okay. Ouma sê, sussie, regtig? Sê, ja, ouma, ek is okay. Sussie dek, en so gaan nog 2 dae verby. En die dag is sussie nou nie meer lus nie. Sy nie meer lekker nie. Sy mis alles wat lekker is. Sussie staan by die tafel, sy dek, sy pak die goedjies. En ouma kom staan langs haar, en ouma sê, sussie, is jy okay? Sussie, jou hartjie lyk dan vir my nie lekker nie. Jy lyk vir my bietjie ongelukkig. Is daar iets wat jy vir my wil vertel? Nee, ouma. Sussie, is jy seker?
staan en sy kyk aan die kant toe. Ouma sê, wat is dit? Sy sê, ouma, ek is so jammer, ouma. Ek het jou kykinkie die eerste dag wat ons hier was, het ek hom doodgedruk. Ouma, en hy's dood. Ouma, ek is so jammer. En ouma kyk, ouma bak af en sy sê, my liefste kind, ek was daar. Ek het in die venster gekyk. Ek weet jy wat jy gedoen het. Sy sê, ouma, ek is so jammer, ek het ouma teleurgestel. En ouma sê vir haar, my kind, ek wil net gehad het, jy moes dit vir my kom sê het. Ek wil net gehad het, jy moet weet jy kan my vertrou. Ek wil net gehad het, jy moet weet dat ek jou so lief het, dat ek jou sou vergewe het vir dit. En ek het gewag dat jy my kom vertel, maar jy het nie. En nou het jy uitgemis op 'n klomp lekker, want jy het besluit jy gaan dit dra. Moenie dat jou klip jou al die lekker laat mis nie. Jy het 'n pa wat sê ek wil net gehad het, jy moet my vertrou. Ek wil net gehad het, jy moes my kom sê. Ek wil net gehad het, jy moet weet, ek het jou so lief, dat ek jou sou gehelp het. Ek sou jou verlos het, maar jy wil dit self dra. Jy kies om net nog 'n klip te gooi, nog 'n klip te gooi, nog 'n klip te gooi. En eintlik was dit net een klip nodig om daai reus te breek. En ek weet nie wat jou klip vanaand is nie, maar dit is maklik om my klip net neer te sit. Jy sien, jy het 'n keuse. Oorwin hom, stenig, of sit dit net neer. Sit jou klip net neer. Sê, Here, I surrender. Ek gee oor. Ek het dit gedoen. Ek is jammer. Help my om hierdie reus te oorwin. Help my om hierdie klip vir iets goeds te gebruik. En ek wil hê julle met julle klip wat julle gekry het, met julle saamvat huis toe. En dan gaan sit hom neer, iewers waar jy hom gereeld kan sien, wat jy jouself kan herinner. Waarmee is ek besig? Waarmee is ek besig met my klip? Het ek hom neergelê? Is ek besig om te oorwin? Of is ek besig om te stenig? En jy sien mense gaan vir jou kyk. En hulle gaan sê, en toe gooi sy 'n klip. In plaas om te sê, weet jy wat, ek is ook net 'n mens. Ek gaan nie die klip gooi nie. Want ek is ook skuldig. Ek het ook my foute. Here, help my to walk in the spirit. En nie my vlees nie.
En ek wil hê jy moet vanaand regtig stil word. En sê, Here, as ek nie weet wat se klip is ek besig om te dra? Ek weet nie, iets hou my terug. Dan vra jy vir die Here, Here, wys my. Net soos daai pastoor gesê het, Here, waar was U? Wys my. Wys my. Waar was U?